Kom ons probeer weer in ons reeks genaamd Doelgerigte Liefde. Ons het die afgelope paar Sondae bedien en ek dink ons het begin, ek wil hierdie herinner, deur te sê hoe belangrik verhouding is vir die Here. Die waarde van verhouding is sentraal in die evangelies. Jesus kom by herhaling en hy bring ons terug na die prioriteit wat hy noem en hy sê, hê die Here jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag en hê jou naaste lief soos jouself. Ek weet nie van julle nie, soos wat ek met die woord besig is ek heeltyd besig om te sê, Here, joh, vergewe my hier. Vergewe my daar, want hier mis ek het nog, hier mis ek het nog in hierdie opsig, hier skiet ek tekort, hier sukkel ek. Ek het nodig om by Jesus te leer. En dis waaroor hierdie reeks gaan. Ons wil by Jesus leer. Jesus is die kundige op die gebied van verhouding. Ons wil leer om lief te hê, soos Jesus ons liefhet. En dis die maatstaf. Dis waaroor alles wat ons vir mekaar sê, hier gaan. Ons wil dit doen, soos Jesus dit gedoen het. En soos wat hy ons lief gehad het, wil ons daar dieselfde liefde vir ander wys. Ons het laasweek gepraat oor kommunikasie en in die week het dit soveel keer in gesprekke opgekom, ek weet nie van jou nie, maar hierdie reeks is heeltyd in my gesprekvoering. As ek en my vrou saam praat, dan praat ons oor hierdie uitdaging om mekaar lief te hê. Ons het hierdie week met 'n koppel of 2 gesit, waar ons met 'n man en vrou gesit het, wat voor die Here gehuil het en gesê het, Here, help ons praat verby mekaar. Ons sukkel om mekaar se harte te hoor. Ons het nodig om by Jesus in te tap. Dat hy ons leer hoe om te kommunikeer uit die hart uit. En nie te kommunikeer uit ons vlees uit nie. Of uit ongeduld, of uit irritasie, of uit verwyd, of uit oordeel. En dis presies wat ons vanoggend oor gaan praat. Die opskrif, die tema van vanoggend se boodskap, deel van hierdie reeks is, soos jy oordeel, sal jy geoordeel word. Nou julle, ek gaan dalk op jou tone trap vanoggend, want ek dink Jesus gaan op ons tone trap, die woord gaan op ons tone trap, want daar's nie een van ons wat kan sê, ek is nog nooit daar, waar ek vinnig is om te oordeel nie. Ons is almal daar. Ons wil vinnige opinie uitspreek, ons wil vinnig iemand anders teregwys, of iemand anders se foute uitwys, maar ons is nie vinnig om die spieël om te draai, en te kyk na ons eie foute nie. En dis presies wat Jesus hier in die woord vir ons kom sê, wanneer hy sê, pas op, moenie oordeel nie. Nou kom ons blaai na die skrif toe in Matteus hoofstuk 7, gaan ek vir ons lees vanaf vers 1 tot 5, en ek wil hê, jy moet saam kyk in jou woord. Ek gaan die hele boodskap gaan hang aan hierdie paar verse, en ons gaan uitbrei die kant toe en daai kant toe, maar ek gaan bly by hierdie verse, en ons gaan die beeldspraak hier ook gebruik, om prakties te leer, wat Jesus ons hier wil leer. Hy begin, dis Jesus wat praat en hy sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle ander meet, sal vir julle gemeet word.
Waarom sien jy die splinter raak in jou broer se oog, maar die balk in jou eie oog merk jy nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal en intussen tyd is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uithaal. Hier is 'n radikale boodskap wat Christus vir ons in hierdie verse wil gee. 'n Boodskap wat eintlik 'n lewenswyse verandering moet bring by my en jou. 'n Lewe van nie veroordelend staan nie. Iemand wat hierdie boodskap vat, gaan vind dat mense na jou aangetrokke gaan voel. Want mense wil nie by iemand kom raad vra wat reg staan om hulle te veroordeel nie. Mense wil nie verhoudings bou as hulle in daai verhouding staan en die hele tyd hoor wat hulle verkeerd doen en hoe sleg hulle is en waar hulle foute maak nie. Mense wil in verhouding staan waar hulle voel hierdie persoon het genade met my en hierdie persoon is soos ek, ook op pad met die Here en maak foute en ons kan genade met mekaar hê. Niemand wil in 'n verhouding staan, niemand wil in 'n huwelik wees waar jy die heeltyd 'n vinger voor jou neus het wat vir jou uitwys waar jy dit mis nie. Sjoe. Beteken dit dat ons net eenvoudig mekaar se foute moet ignoreer? Ook nie. Maar daar's 'n manier om liefde en waarheid aan te bied sonder om veroordelend te wees. Ons moet die waarheid met mekaar kan praat in liefde sonder om mekaar te veroordeel. Sonder om mekaar af te breek. Sonder om verwoesting te saai met ons woorde. En dis daar waar ons wysheid, die Heilige Gees se leiding nodig het. Jy sien, meeste van ons kies die lafhartige uitweg baie keer. Want omdat ons so skrikkerig is vir die konflik wat konfrontasie met foute inhou, kies ons die lafhartige uitweg. Ons sê vir onsself, weet jy wat, jy lewe jou lewe, ek sal my lewe leef. Ek sal niks oor jou lewe sê nie en jy moet ook niks oor my lewe sê nie. So ons bly eenvoudig weg van mekaar. Ons sien daai foute raak. Ons ignoreer dit, want ons is bang vir die konflik wat dit inhou. En dit is nie wat Jesus hier in hierdie skrifgedeelte probeer sê nie. Hy probeer nie sê dat ons met mekaar se foute ignoreer nie, maar hy wys 'n manier uit hoe ons dit moet benader. Nou, om veroordelend te wees, het te doen met die oordeel wat ek uitspreek, ons uitspreek oor ander mense se gedagtes en motiewe. Dit is interessant dat as ek nie van iemand hou nie, dan is ek besig om al sy optrede, het sy dit goeie optrede of slegte optrede is, betwyfel ek sy motiewe agter alles. Ek is veroordelend, want ek hou nie van daai persoon nie. Maar dit is interessant ook, dat as ek wel van iemand hou, dan is ek geneig om daardie persoon se verkeerde dade oor te sien en reg te praat en te sê, nee man, hy het 'n goeie hart. So ek praat sy optrede, ek regverdig sy optrede, ek praat sy optrede goed. En net wel, het sy ek die een doen, waar ek iemand se optrede heeltyd boosagtig maak, of iemand se optrede regverdig, ek is besig om in beide gevalle veroordelend op te tree.
Nie een van die twee is hoe Jesus ons aanmoedig om dit te doen nie. Nou Tom Holliday in sy boek, en ek is deurlopend in hierdie reeks besig om uit Tom Holliday se boek hierdie beginsels deur te trek en julle voor te hou. Ek moedig jou aan, as dit vir jou moontlik is, kyk of jy hierdie boek kan lees. Dit is 'n 40-dae journey, ek het dit op ons broadcast uitgestuur. As jy hom nie ontvang het nie, asseblief laat weet my. Dis ongelooflike waarhede in toegesluit. Hy haal 3 beginsels uit, wat hy uit die evangelies uithaal, as dit gaan daaroor om 'n lewe te leef wat nie veroordelend is nie. Hoe kan ek en jy nie veroordelend wees nie? Die eerste ding is, moenie een ding sê en iets anders doen nie. Met ander woorde, moenie skynheilig wees nie. Sommige vertalings praat van hygelaar. Moenie 'n hygelaar wees nie. Dis 'n snaakse woord, maar ons ken die woord skynheilig meer. Hygel beteken om skynheilig te wees. Jy sê een ding, maar jy doen iets heeltemal anders. Die tweede beginsel is, oordeel eerstens jouself en wees gewillig om self eerste te verander, want dit wys jou integriteit uit. Sjoe. As jy streef na integriteit, beteken dit jy moet eers bereid wees om jouself onder die kam te skeer en jouself eers te oordeel. Dit wys jou integriteit. So die eerste een is, moenie skynheilig wees nie. Skynheiliges word deur die Here verafskie. Jesus se grootste afskie was teenoor skynheiligheid. Die Fariseërs wat skynheiliges was, witgepleisterde graf dit hulle genoem. Die tweede een is, wys die inbors, wys die integriteit, om wanneer jy foute wil uitwys, eerstens jou eie foute uit te wys en iets daaromtrent te doen. Die derde beginsel is, gee dan aan ander dieselfde vlak van begrip, genade en vergifnis wat die Here vir jou ook gegee het. Met ander woorde, wees bereid om genade te toon vir iemand anders. So hier's 3 woorde. Die een is skynheiligheid, waaroor ek vandag wil praat. Die tweede een is integriteit. Skynheiligheid, moenie iets sê en die teenoorgestelde doen nie. Integriteit, wees bereid om jouself eerstens te roskam voor jy iemand anders wil teregwys. En dan derdens, wanneer jy dan met iemand anders praat, wees bereid om genade vir daai persoon aan te bied. Vir dit wat hy of sy verkeerd gedoen het. Want die Here bied vir jou genade aan. Nou die wyse hoe Jesus in hierdie skrif hierdie 3 waarhede oopbreek is aan die hand van beeldspraak. Hy praat van 'n balk, 'n houtbalk in jou eie oog, en hy praat van splinters in ander se oë. 'n Houtbalk en splinters. Met ander woorde, as dit gaan oor heigeling of oor skynheiligheid, beteken dit ons moet die houtbalke en die splinters onderskei. Ons moet besef, vir my is daar altyd eerstens 'n houtbalk in my eie oog, voor ek die regte mandaat het om na jou splinters te kyk. Kan nie bekostig om skynheilig te wees nie. En die tweede een, as ons praat
oor integriteit, beteken dit om die balk in my eie oog nie net te sien nie, maar dit aan te spreek. En derdens, as ons praat oor genade, beteken dit, na ek dan nou tyd geneem het om die balk in my eie oog uit te haal, moet ek die waagmoed neem om tog met jou te praat oor die splinter in jou oog. Kan ek jou help? Sjoe. Daar sê ek het. Dit is 'n stuk waarheid wat ons moet hoor. Nou ek wil 'n bietjie uitbrei. Nou as ons eerstens oor hierdie 3 gedagtes dink, is daar 'n verhaal wat opkom. En dis die verhaal van 'n vrou wat in oorspel betrap is. Ek wil kortliks hierdie verhaal met jou deel. Dis dalk bekend vir jou. Daar was hierdie vrou wat na Jesus toe gebring is deur die Fariseërs. Sy was ter heterdaad betrap in oorspel. Oorspel beteken sy het buite die konteks van haar eie huwelik seksuele omgang gehad met 'n ander man. Ja, sy is ter heterdaad betrap. Nou interessant net vir my in hierdie verhaal, wat net vir ons die skynheiligheid uitwys van die Fariseërs is, as sy ter heterdaad betrap was, kon sy dit tog nie op haar eie gedoen het nie. Dan beteken dit daar was 'n man by. Maar waar is die man? Die vrou word gebring, want as dit gaan oor seksuele losbandigheid, is ons mos vinnig om die vrouens hoere te noem. Nee, maar ons noem nie die mans hoere nie. Wys jy net hoe ons samelewing tot vandag toe nog hierdie selfde skynheiligheid handhaaf. En hierdie vrou word gebring na Jesus toe en die Fariseërs sê, die wet van Moses het gesê dat ons hierdie vrou moet stenig. Wat sê jy? Hierdie Fariseërs in hulle skynheiligheid bring hierdie vrou, los die man, hy word oorgesien, hy's okay, maar hierdie vrou moet gestenig word. En wat het Jesus gedoen? Jesus het op sy knieë gegaan en hy het op die grond begin skryf. Maar hy het aangedring by hom, het gesê, vertel ons, wat moet ons doen? En Jesus het gesê, laat die een van julle wat geen sonde het nie, die eerste klip optel en haar stenig. En het aangehou skryf. Hierdie vrou het hier in die stof gelê voor hom. En een vir een van die oudste na die jongste het hierdie Fariseërs begin wegstap. Want elkeen van hulle het besef, hulle het sonde. En hulle was eintlik skynheilig. Hulle wou die oordeel oor haar voltrek op die mees onaangenaamste manier. Maar hulle was nie bereid om hulle eie sonde te herken nie. En hulle het weggestap. En Jesus het na die vrou gedraai en het vir haar gesê, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Hoor, die oordeel oor jou voltrek nie. En die vrou sê, niemand het nie, Here. En Jesus sê toe die volgende, hy sê, ek doen ook nie. Maar, gaan dan nou weg en sondig nie meer nie. So Jesus het in hierdie gedeelte gedeel met die skynheiligheid. Hy het gedeel met integriteit, want hy die Fariseërs daarop gewys, gaan julle nou eers en deel met julle eie sonde. Het die guts om jou eie sonde voor die Here te ontbloot, voordat jy iemand anders wil uithaal en stenig. Maar derdens het Jesus na hierdie vrou nie veroordeel het nie, nadat hy liefde en genade vir haar bewys het, het hy vir haar gesê, gaan en sondig nie meer nie. So Jesus het nie die sonde oorgesien nie.
Hy het net nie haar veroordeel nie. Hy het vir haar genade aangebied. As dit is wat Jesus gedoen het, wie is ek en jy om dit anders? Ons praat, en Nina het 'n vraag gehad oor homoseksualisme. Toe haal ek hierdie verhaal aan, en ek sê, jy kan net sowel daai vrou 'n gay man gemaak het, wat deur die godsdienstiges in die stof gegooi word en sê, kom ons veroordeel hom. Wat maak die gay man anders as die persoon wat oorspel pleeg, of die persoon wat lieg, of die persoon wat 'n humeuruitbarsting het? Wat is die verskil? Niks. As ek sukkel met my humeur is nie so sigbaar soos daai persoon se gay leefstyl nie. Want dan is ek mos skynheilig as ek sy gay leefstyl wil uitwys. Maar my humeur, my uitbarstings oor my vrou, sien niemand raak nie. Net ek en sy weet dit. Dan moet ek pas op. Wie is ek om daai persoon te oordeel? Ek moet eers na my eie sonde gaan kyk. En eers vra, Here, wie is my genade? Nou kom ek neem 'n oomblik om oor elkeen van hierdie 3 met julle te praat. Die eerste een is skynheiligheid. En dan wil ek sê onomwonde, sê vandag saam met my nee vir skynheiligheid. Bro, ons soveel grappies al gemaak oor skynheiligheid. Ons lag daaroor, maar dit is waaragtig iets wat almal van ons al beoefen het. Skynheiligheid is om te kyk na die splinter in 'n ander persoon se oog, terwyl ek die balk, die meter by meter balk in my eie oog ignoreer. Skynheiligheid is om my pa te verafskie vir sy drankmisbruik en die manier hoe hy my ma geslaan het, maar ek doen dit met 'n bier in die hand. Terwyl ek self drank misbruik en my kinders nooit iets van my het nie. Maar ek is op daai oomblik besig om my pa te verafskie, want dis wat hy gedoen het. Maar ek is blind vir hoe ek besig is met presies dieselfde. Dis skynheiligheid. Skynheiligheid beteken ons is buitekant mooi blink gevryf. Ons het hierdie skynbeeld wat ons voorhou om mense te beïndruk na buite, maar binnekant is ons harte duister. Binnekant is ons motiewe skeef. In Matteus 23 vers 25 sê Jesus, julle huigelaars, julle maak die buitekant van die beker en die bottel skoon, maar binne is julle vol hebsug en onmatigheid. Skynheiliges is bekommerd oor hulle voorkoms, maar is nie besig om aandag te gee aan hoe vuil dit binne is. Ons verduur die vuilheid van binne. Skynheiliges stel eise vir ander wat hulle self nie kan nakom nie. Skynheiligheid is om die verkeerde in iemand anders se lewe uit te wys, terwyl jy onwillig is om daardie selfde kwessies in jou eie lewe aan te spreek. Skynheiligheid is om vir jou kind te sê, moenie doen wat pa doen nie, doen wat ek sê. Dis skynheilig. Ek wil vir my kind sê om nie humeurig te wees nie, ek wil vir my kind sê om nie te rook nie, maar ek doen
dieselfde goed. Die woord gebruik ook 'n woord vir skynheiliges en dit klink beter in Engels, 'n hypocrite. Nou die woord hypocrite in die oorspronklike Grieks hou verband met iemand wat toneel speel. En daai persoon wat toneel speel, het eintlik 'n beeld, 'n masker op van homself, wat hy voorhou aan die wêreld, maar dis nie wie hy werklik is nie. 'n Hypocriet skuil agter 'n masker en gee 'n beeld voor van homself vir die wêreld, maar dis nie wie hy werklik is nie. En dan is die vraag, waarom sal 'n mens agter 'n masker wegkruip? Hoekom? Omdat jy dink dat mense nie gaan hou van die ware jy wat agter die masker skuil nie. Of miskien is dit omdat jy goed wegkruip, goed wegsteek, wat jy nie wil hê mense moet sien agter die masker nie. So jy is besig om hierdie masker voor te hou. En mense hou van jou, mense is jou pelle, mense geniet jou geselskap, alles op grond van 'n valse beeld, wat jy voorhou vir die wêreld, wat nie die ware jy is nie. Jy sien, jy en ek gaan 'n keuse moet maak, watter pad vat ons? Vat ons hierdie pad, waar ons vasgevang is in 'n lewe van voorgee, en ons moet die heeltyd hierdie beeld voorhou, ons moet die heeltyd die uiterlike blink hou, ons moet die heeltyd mense probeer beïndruk. Of kies ons 'n lewe waar die Here ons wil vrymaak van voorgee? 'n lewe sonder geheime, 'n lewe waarin ons weet dat mense ons respekteer, dat mense ons liefhet vir wie ons is, en nie vir wie ons voorgee om te wees nie. Wil jy nie eerder hê mense moet jou aanvaar vir wie jy is nie, want wie jy is wie God goed gedink het om jou te maak. En God maak nie foute nie. Die Here het 'n plan gehad met jou. Hoekom hy jou op 'n sekere manier gemaak het. Nou is die vraag, hoe kan ons skynheiligheid verwerp? Hoe kan ons met hierdie voorgee, hierdie neiging om voor te gee in ons lewens deel? As 2 skrifte, Romeine 12 vers 9 sê, die liefde moet opreg wees, veraskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Ons het nodig om opreg te wees, nie voor te gee nie. Matteus 6 vers 1 staan daar, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. As ons die Here aanbid, moet dit kom uit 'n plek van opregtheid, nie sodat mense kan sien hoe goed ek bid nie, of hoe getrou ek vas nie. Jy sien, is jy en ek nie dalk vasgevang in skynheiligheid nie? Voel jou lewe nie soms soos hierdie vertoning in 'n teater, wat dag na dag en uur na uur herhaal nie? Baie keer vind ons onsself daar in ons huwelike, waar jou vrou, jou man, nie werklik weet wat in jou hart aangaan nie. Jy is besig om iets voor te hou van jouself, wat nie die waarheid is nie. Jy is dalk bang om dit te openbaar. Jy sukkel om jou hart te kommunikeer. So jy eindig op om voor te gee. Waar kan ons hierdie vryheid kry vandaan? Hoe kan ons breek met skynheiligheid? Ons kan breek deur die vraag te vra, wil ons ons lewe deurgaan om mense te beïndruk? Of wil ons kies om eerder God te beïndruk? Wanneer ek mense
wil beïndruk, gaan ek heeltyd voorgee. Gaan ek heeltyd hierdie masker wil voorhou. Dikker make-up wil opsit. En gaan ek fokus op die uiterlike en op performance. Maar wanneer ek kies om God se wil en sy goedkeuring na te jaag, maak dit my vry om te wees wie hy my gemaak het om te wees. En dan is ek nie skaam of bang vir wie ek is hier binne nie. En as daar swak plekke is in my mondering, weet ek kan dit aan die lig bring. Ek kan dit na die kruis toe bring. Want daar's vergifnis. Ek hoef nie te maak asof alles reg is as dit nie is nie. Want ek verstaan sy genade vir my. En ek embrace dit. En ek is bereid om dit te gee vir ander. Want ek weet hoe afhanklik ek is van daai genade. Kom ons kyk vir 'n oomblik na integriteit. En kom ons sê vir mekaar, ons het nodig om ja te sê vir integriteit. Integriteit beteken, jy moet nie net die balk in jou eie oog raak sien nie. Jy moet actually daadwerklik iets daarmee doen. As jy besef, hier's 'n kwessie in jou eie lewe, staan stil. Vat die leiersels vas. En sê, Here, ek bring hierdie kwessie na U toe. Vra vir jou vrou om saam met jou te bid daaroor. Sien iemand wat vir jou raad en inspraak kan gee. Maak jouself accountable as dit moet. Maar jy kan nie bekostig om met 'n kwessie in jou eie lewe te sit en jy ignoreer dit nie. Jy sien hierdie balk, maar jy ignoreer dit. Jy kan nie bekostig om dit te ignoreer nie. Jesus sê, begin deur die balk in jou eie oog uithaal. Kies integriteit. Jy kies integriteit wanneer jy 'n fout in iemand anders se lewe raak sien en onmiddellik besef, hang on, daai kwessie is by my teenwoordig. Voor ek aangaan om die vinger vir daai ou te wys, kom ek doen eers 'n bietjie selfondersoek by myself. Want weet jy wat? Ons is geneig om die foute by iemand anders raak te sien van kwessies waarmee ons sukkel. Is dit nie? Daai ou by die werk met wie jy die meeste koppe stamp, daai persoon is die meeste soos jy. Is dit nie? En die goed wat jy wil uitwys in daai ou se lewe, die kwessies wat jy wil veroordeel in daai ou se lewe, as jy gaan stil staan en mooi dink daaroor, dan besef jy, o hemel, dis die goed waarmee ek worstel. So dan moet ons eintlik die beginsel uithaal en vir mekaar sê, die oomblik as ek iets sien by Willa waarvan ek nie hou nie, moet dit my cue wees om te sê, stop net daar. Wanneer ek iets raak sien, hier's my geleentheid. Dit wys my op iets by my. Dis 'n geleentheid vir groei, mits ek die cue kan vang. En voor ek verder gaan en wil haar veroordeel, eers net vir myself sê, kom ek staan stil, kom ek doen ondersoek, kom ek vra die Heilige Gees om my oortuiging te bring van sonde, geregtigheid en oordeel, want dit wat ek by haar wil uitwys, dalk nie presies dit nie, hoor my uit, maar daar's iets van dit by my. En ek moet daai kwessie eerstens aanspreek. Wanneer jy 'n fout in iemand anders se lewe raak sien, ondersoek eers jouself. Om te kyk of daar dieselfde fout nie in jou lewe is nie. As jy hierdie gewoonte kan aanleer, dat die oomblik wanneer jy foute by ander raak sien, jy eintlik in jou binnekamer ingaan en sê, Here, werk met my hart, wys vir my waar ek kan bely, dan gaan jy nooit tekort skiet aan geleentheid vir geestelike groei nie. Want let wel, jy kan nie die foute wat jy raak sien ignoreer nie.
Dis 'n bietjie ooglopend. Dis ooglopend dat mense fouteer. Dis ooglopend dat daar sonde feature. Dis ooglopend dat mense selfsugtig teenoor jou optree. Maar die oomblik as jy daai goed raak sien, is die cue om stil te raak en te sê, Here, wys my waar ek 'n balk het. Voor ek die splinter in my broer se oog wil uitwys. Help my. Vergewe my. Integriteit beteken ook om vooraf te besluit om die regte ding te doen. As jy weet, jy sukkel met welles, jy sukkel met pornografie, gaan jy nie eers wanneer jy in die versoeking is, besluit, wat doen ek nou nie? Jy gaan vooraf besluit. Wanneer daai kwessie kom, is dit hoe ek het gaan hanteer. En waak, dat jy wat weet, jy sukkel met 'n kwessie soos welles, of met pornografie, nie besig is om die ou wat hoer en remoer op sy foute te wil wys nie. Want eintlik is jy besig om met daai selfe sterk man te worstel. As jy weet, jy sukkel soms, jy's besig om 'n stertjie aan 'n storie te las, sê vir jouself vooraf, voor ek 'n storie groter maak, of voor ek iets opblaas, of voor ek 'n leuen byvoeg, om myself beter te laat lyk, kies die waarheid vooraf. Dis integriteit. Om vooraf te besluit, hoe gaan jy optree in 'n situasie? Meer as dit is integriteit ook, om verantwoordelikheid te aanvaar vir jou eie tekortkominge. As jy weet jy het gefouteer, neem jy dan nou verantwoordelikheid vir daai foute wat jy gemaak het. En kies om iets daaraan te doen. Begin by die voete van die kruis. Begin by 'n plek waar jy die waarheid praat. Begin by 'n plek waar jy eerlik is met jouself en met die Here. Begin by 'n plek waar jy die Here aanroep en sê, Here, help my. Vergewe my. Het is interessant dat as ons met 'n koppel sit wat verhoudingsprobleme het, die man altyd al die foute van die vrou so goed onthou. En die vrou altyd al die foute van die man so goed onthou. Maar vra jy vir die man, sê jy vir my wat jy verkeerd doen? Weet ons nie wat om te sê nie. Want ons is gegeer met ons ammunisie om die ander persoon se foute uit te wys. Die ander persoon het sekerlik foute, maar Jesus sê, meneer, kyk eers na die balk in jou eie oog. Werk eers aan jou eie skulderkenning, aan jou eie berou, voordat jy iemand anders se skuld vir hulle wil uitwys. Kom ek neem nou ook 'n tydjie om te praat laastens oor genade. Indien jy dan nou die nodige bemoeienis gemaak het en stil gestaan het by jou eie balk en jy by die kruis van die Here Jesus gedraai het en jy dalk op 'n plek was wat jy waarlik voor die Here gebreek het oor die saak, dan sê die Here, goed, nou is jy op die regte plek waar jy genade kan toon vir iemand anders. Want jou perspektief is nou reg. Maar jy kan ook nie genade toon vir iemand anders as jy nie by hom wel gaan stil staan en die gesprek daartoe gaan vat om te sê, weet jy wat, hier is 'n splinter in jou oog, kan ek jou help? Maar nou net daar
is waar die moeilikheid inkom, want hoe help ek iemand om die splinter in sy oog raak te sien, sonder om veroordelend te wees? Hoe doen ek dit, Here? Help my, Here. Jy sien, ons het hierdie illusie dat die teenoorgestelde van veroordeling, hoor mooi, verdraagsaamheid is. Ons dink ons moet maar net verdra. Sekerlik is verdraagsaamheid 'n vrug van die Gees, maar die teenoorgestelde van veroordeling is nie verdraagsaamheid nie, die teenoorgestelde is wel genade. Ek moet genade bied, sodat daai persoon sy of haar tekortkominge na die kruis kan vat. Jy sien, want verdraagsaamheid is om ander se foute oor die hoof te sien en om maar net daarmee saam te leef. Maar genade is om deur die liefde van Christus en in ag genome sy genade vir jou, bemoeienis met iemand anders te maak, om sy of haar foute ook na die kruis te kan neem. Sjoe. Here, help ons. Help ons dat ons genade kan toon. Natuurlik sien ons mekaar se foute, julle. Natuurlik is ons heeltyd gekonfronteer, veral in 'n huwelik, veral in 'n huis, met wat die ander een verkeerd doen. En ons kan dit ook nie net ignoreer nie. Wat gaan ons daaromtrent doen? Om nie veroordelend te wees nie, beteken ons erken dat almal van ons dieselfde versoekinge deurgaan, julle. Ons erken dat ons almal worstel met hierdie selfde kwessies. As ek ongeduld by jou wil uitwys, moet ek dit eerstens by my uitwys en sê, Here, help ons met ons ongeduld. Dit beteken ook dat ons niemand as buite die kring van God se genade ag nie. Dat ons niemand buite die grense van sy vergifnis plaas nie. Dat ons niemand beskou as te ver weg, dat God se liefde nie daai persoon kan gaan haal nie. Ons moet bereid wees om sy liefde, sy genade, sy vergifnis vir enige iemand aan te bied. Eerstens, my. Die geheim is hier, hoe om genade te betoon, sonder om te veroordeel. En dan moet ons ook vir mekaar sê, genade is nie 'n opsie nie. Dis nie opsioneel nie. As ek God se genade vir myself wil vat, dan moet ek sy genade ook vir jou bied. Want as ek nie God se genade vir jou bied nie, beteken dit ek verstaan nie sy genade vir my nie, want sy genade vir my kom sonder dat ek dit verdien. En sonder enige voorwaardes. So wie is ek om verdienste te wil koppel aan die genade wat ek vir jou gee? Wie is ek om te sê, jy verdien dit nie? Jou sonde is te groot. Dan moet ek eerstens sê, my sonde is te groot. Dan beteken dit ek verstaan nie sy genade nie. Want ek sukkel om dit vir jou te gee. God stort sy genade sonder verdienste oor ons uit. Wie is ons om enige ander maatstaf aan sy genade te koppel as die maatstaf wat Jesus vir ons kom wys het? Soos ek jou liefhet. So moet jy iemand anders lief hê. Soos ek jou begenadig, so moet jy genade wys. Soos ek jou vergewe, so moet jy
vergewe. Op dieselfde manier. Onthou julle die Onse Vader gebed, waar Jesus ons leer om te bid. Vergeef ons, Here, ons oortredinge, soos ons ook die vergewe, wat teen ons oortree het. Hy gaan verder na die Onse Vader gebed en hy sê, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar, as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Jesus vertel die verhaal van 'n man wat 'n verskriklike skuldlas gehad het by 'n koning. Hy was so diep in die skuld dat daai koning volgens die wette van die tyd eintlik die reg en die mandaat gehad het om nie net hierdie man nie, maar sy vrou en sy kinders in aanhouding te neem. En met daardie wete val hierdie man voor die koning neer en hy soebat by hom, hy pleit by hom, hy sê, vergewe my, help my, ek sal hierdie skuld vir jou betaal, ek sal met jou regmaak, moet net nie my vrou en my kinders jou slawe maak nie. En in daai oomblik het hierdie koning meegevoel. Inteendeel soveel so, dat die koning hom optel en vir hom sê, ek begenadig jou, ek skryf al hierdie skuld af. Nou, as ons in vandag se terme moet sê, het hierdie ou dalk 500.000 rand geskuld. Hy het 'n astronomiese bedrag geskuld. 'n bedrag wat hy nie in sy leeftyd amper sou kon terugbetaal nie. Maar in daai oomblik het hierdie koning hom vrygeskel. Hy het vir hom die absolute toppunt van genade gewys. En daai ou daar weggestap en hy het afgestap in die straat. En kort voor lank kom daar 'n man verby wat vir hom 500 rand skuld. En hy het daai ou aan die kraag gegryp. Hy het hom gesê, waar is my geld? Betaal my wat jy my skuld. En daai ou, soos hy oomblikke van tevore het op sy knieë neergeval en by hom gesoebat en gepleit en gesê, asseblief, wees my genadig, ek sal jou terugbetaal. Ek het net nie nou die geld nie. Hy het gesê, ek wil niks hoor nie. En hy trek hom na die magistraat. En in die proses het mense dit gehoor en gesien wat gebeur het. Van daai mense was by toe die koning hom vrygeskel het. En hulle vir die koning gaan vertel. En wat het gebeur? Die koning het hom onmiddellik laat kom. En toe hy voor hom staan, toe sê die koning vir hom, wat op aarde het jy aangevang? Ek het jou soveel genade bewys. Kon jy nie maar hierdie man ook begenadig het nie? Kon jy nie hom ook maar vrygeskel het nie? Ek het jou dan van soveel meer vrygeskeld. Hy het hom gesê, die martelaars is op pad om jou gevange te neem en jou te martel. Totdat jy elke laaste sent betaal van dit wat jy skuld. En Jesus het toe gesê, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Julle, as ek my sonde moet optel, as ek my tekortkoming moet ophoop, as ek al die goed wat ek al verkeerd gedoen het in die Here se oë moet by mekaar sit, gaan dit in massiewe hoop vorm. En nou wil ek vashak by wat Christa aan my gedoen het. En ek wil haar nie begenadig nie, want sy verdien dit nie. Maar intussen tyd het die Here my vrygespreek van al daai goed wat ek gedoen het. Maar nou wil ek kom en ek wil vir Christa voor stok kry. Want sy het my te nagekom. Sy het my sleg hanteer. Sy het my nie gegroet by die deur nie. En skielik klink die goed waaroor ons mekaar voor stok het, so onbenullig in vergelyking met wat die Here vir my moes doen. Wie is ek om nie jou te vergewe nie?
Wie is ek? Ek het die Here se genade nodig. Maar ongelukkig is dit so dat hoe dieper jy seer gemaak is, hoe meer rebelleer jou verstand teen die gedagte van vergifnis. Dis nie eenvoudig nie. Dis nie maklik nie. En jy nodig om neer te lê. Jy het nodig om genade te toon as die gepaste reaksie van iemand wat genade ontvang het. Jy kan dit nie anders doen nie as om genade te gee nie. Jy sien, God vra altyd van ons om onvergediende genade te bied. Dit beteken nie, ek gaan Christa onmiddellik weer vertrou nie. Vertroue herstel met tyd. Hoor my. Maar genade is iets wat die Here vra, ek moet oombliklik gee. Want dis wat hy vir my ook omgee het. En besef net, as jy genade vir iemand gee, beteken dit nie daai ou gaan dit noodwendig aanvaar nie. Hoekom nie? Het hulle Jesus se genade aanvaar? Nee, en sy genade is perfek. So maak nie saak hoe perfek jy genade probeer aanbied nie, die kans is groot dat iemand jou genade gaan verwerp. Dink vir 'n oomblik as jy na iemand opstap of hom sê, kan ek jou help om daardie splinter uit jou oog uit te haal? Gaan hierdie persoon dalk sê, watter splinter? Wie die Joos dink jy is jy om splinters in my oog te wil kom uithaal? Is dit nie? Nie almal gaan noodwendig genade aanvaar nie. Hoe dan nou gemaak? Doen wat Jesus gedoen het en moenie ophou om genade te bied nie. Hou aan. Hou aan, liefie. Hou aan, vergewe. Hou aan, genade wys. Want is die liefde van die Here wat mure afbreek. Dis sy vergifnis. It takes two to tango, julle. As jy bly vergewe en as jy bly liefhet, gaan die ander persoon nie kan aanhou bitter wees nie. As jy eenvoudig net nie ophou om lief te hê, om toe te vang nie, om genade te wys nie. Ek wil graag dat ons saam bid. Kom ons sluit die oë. Here, in hierdie oomblik wil ek stil raak voor U. Met die besef dat ek myself, elkeen van ons, soveel keer dit mis. Soveel keer is ons besig om te veroordeel. En vind ons onsself in die helfte van 'n sin waar ons besig is om te skinder, of besig is om sleg te sê, of besig is om iemand anders se foute uit te wys. Maar dan, as ons eerlik moet wees met onsself, is ons besig om dieselfde goed te doen, selfs nog erger. En ons is blind daarvoor. Ons regverdig onsself, ons is eintlik selfsugtig, Here. Ons is eintlik net ingestel op ons eie belange. Here, nou wil ons vanoggend voor U kom en sê, Here, help ons. Help ons. Wees ons genade, Here. Wees ons genade.
terwyl die oë gesluit is, as jy hier is, jy sê, Jacques, vanoggend praat die Here met my. Ek sukkel hiermee. Ek is vinnig om die vinger te wys. As dit jy is, moet jy net vinnig jou hand opsteek en laat sak nie, net in erkentenis. Dankie. Dankie. Dis baie van ons. As jy jou hand opgesteek het, of selfs nog nie, maar elkeen van ons besef waar ons trek, dan wil ek net hierdie gebed saam met jou bid. Here, sal U elkeen van ons help, en elke persoon wat die guts vat om te sê, Jacques, dis ek daai, ek sukkel met veroordeling. Ek regverdig dit deur te sê, ek moet hierdie goed sê, ek moet dit uitwys, maar intussen tyd, is ek nie besig om eerlik te wees met myself nie. Ek is nie besig om eerstens die balk in my eie oog te ondersoek nie. En ek vra, Here, help my. Vergewe my vir die veroordeling in my hart. Vergewe my vir die hardheid en die bitterheid. Vergewe my vir die aanstoot wat ek geneem het. Vergewe my vir die selfregverdiging. Vergewe my vir my reaksies wanneer ek seer het en ek bitsig is en ek kortaf is en ek myself afsluit van almal met hardheid en bitterheid in my hart. Help my, Here, om U genade vandag te embrace en toe te laat dat U genade, U liefde my bedien. Vou ons toe met U genade. In Jesus naam. Amen.